Goeiedag en welkom by nog 'n aflewering van Katholieke Netwerk Suid-Afrika. In vandag se video gaan ons verder met die onderwerp van geregtigheid en hoe dit verband hou met die konsep van geloof alleen, soos wat dit deur die protestantse reformatie vasgelê is. Vandag gaan ons 'n bietjie kyk aan die hand van die boek van Alistair McGrath, sy Justitia Dei, gaan ons bietjie kyk na hoe het hierdie begrip geregtigheid van God ontwikkel, nie net deur die Ou Testament soos wat ons laasweek gekyk het nie, maar ook deur die vroeë Christelike kerk se verstaan heen, tot uiteindelik dan by die reformatie, en hoe dat Luther en Calvin inderdaad dan nuwe konsepte geskep het, om by hulle nuwe teologie dan ook te pas, hoe dat hulle afgewyk het van hoe dat die kerk nog altyd die konsep van geregtigheid van God verstaan het, en dit dan verskans het binne die raamwerk van die Bybel alleen, saam met die reg op private beoordeling, sodat niemand my in my gewete kan bind, wanneer ons nou afwyk van wat die kerk nog altyd geleer het nie. Die boek van Alistair McGrath het my nogal baie gehelp op my reis na die Katholieke kerk toe. Het is ook so N.T. Wright en die sogenaamde nuwe perspektief op Paulus, is ook iets wat 'n mens kan lees. Daar's 'n klomp boeke en dinge wat hy geskryf het, oor die sogenaamde herontdekking van wat Paulus eintlik bedoel met die geregtigheid van God, wanneer Luther afkom op Romeine 1 vers 17, die regverdige sal deur die geloof lewe, en dan sogenaamd met sy kreet geloof alleen skeur met die Katholieke kerk en eie rigting in beweeg. So jy kan N.T. Wright, kan jy maar hier rondom na gaan kyk, maar aan Alistair McGrath, beide van hulle is protestantse skrywers, protestantse geleerdes, en is baie insiggewend om te sien wat hierdie mense sê rondom hoe die kerk nog altyd die begrip geregtigheid van God verstaan het. Goed, enerzijds in die boek Justitia Dei, dit beteken geregtigheid van God, dit is die Latyn eintlik, belangrik, ek het dit nou al 'n paar keer gesê in die video's wat ons tot dusver gemaak het, veral die twee dinge, die twee aspekte wat ook die verskil uitwys tussen protestantisme en die katholicisme. Die teksvers Romeine 1 vers 17, die geregtigheid van God word daarin geopenbaar, uit geloof tot geloof soos geskrywe is, maar die regverdige sal uit die geloof lewe. Nou in die geskiedenis van die Christelike denke het hierdie frase verskillende interpretasies dan ook gehad. Aan die een kant word geregtigheid van God beskou as 'n eienskap van God homself, 'n eienskap van God self, met ander woorde, geregtigheid is iets wat deel is van God se eie wese, en dit is so. So geregtigheid is in God se wese. Sy wese, né? In sy wese, en die wese moet 'n hoofletter. So dis die een ding, die eerste ene, né? Dis 'n eienskap van God. Dis iets wat in sy wese is, hy tree regverdig op. Okay. Dan aan die ander kant word dit ook beskou, geregtigheid is 'n geskenk van God aan die mens. Geregtigheid is 'n geskenk van God aan die mens. Dis nie maar net een van God se eienskappe nie, dis nie maar net iets wat in sy wese behoort nie, maar dit is iets wat hy aan die mens gee, dis iets wat hy in die mens werk, hy gee dit in die mens sonder dat hulle dit verdien. God maak die mens regverdig deur sy genade. God maak die mens regverdig deur sy genade. So, dit is 'n skenking van God, dis belangrik, 'n skenking van God, maak regverdig. Hoekom is dit belangrik? Maak regverdig. Die verskil tussen die Katholieke en die protestante is dat protestante basies klem lê op die gedagte, ja, geregtigheid is iets wat deel is van God, hy is regverdig, ensovoorts. Maar dan, hierdie gedeelte van 'n skenking van God aan die mens, 'n skenking van God aan die mens, waardeur hy die mens nuut maak en verander, dit sê protestante nie. Nee, vir protestante is regverdigmaking bloot eenvoudig God verklaar jou regverdig.
En dis moeilik om aanvanklik die verskil te snap, totdat jy sien hoe dit uitspeel. En ek sal nou net daarby kom. Maar ons as Katolieke sê, dis nie net 'n verklaring nie. Daarom is geregtigheid nie maar net iets wat in God se wese is nie, dit is. Maar hy skenk dit ook aan die mense met wie hy in 'n verhouding wil staan. Inteendeel, dit gaan gepaard met 'n nuutskepping binnekant in die mens. Nou, in die vroeë kerk sien ons dan inderdaad, reg van die begin af, word hierdie twee goed saam gebruik. Dit word saam gebruik, dis nie maar net die geregtig, dis maar nie net in God se wese soos protestante dit wil maak nie. In die patristiese tradisie, dis die kerkvaderlike tradisie soos ons dit noem, daar sien ons hoe dit verskillende kerkvaders geregtigheid beskou as 'n transformerende proses. Dit is so mooi. Dit is 'n proses waardeur jy verander word. 'n transformasie. Byvoorbeeld, Origenes, die kerkvader Origenes, skrywe vir ons hy lewe in die jaar 185 tot 254 min of meer, en hy sien geregtigheid as 'n gawe van God wat mense verander. Hy sê, dis nie maar net 'n regsverklaring nie. So nog lank voor die reformatie van die protestante, hierdie ding nou weer op die tafel gesit het om te sê, nee, want dit is net 'n regsuitspraak, waarsku Origenes eintlik alreeds, binne die konteks van die vroeë Christelike kerk, as 'n kerk wat voortvloei van die Ou Testament, die verbondperspektief, die gedagte van die tempel ensovoorts, en hy sê, dis nie net 'n regsverklaring nie, ons is nie nou in 'n Romeinse hof nie, nee, ons het te doen met die versoening van God, en die versoening van God is nie net 'n verklaring nie, dis 'n transformasie, wat aan die binnekant jou verander. Hy sê, dis 'n werklike transformasie van die menslike siel, deur 'n deelname aan God se lewe. Want is 2 Petrus 1 vers 4, as jy deel kry aan die goddelike natuur, jy 'n tempel van God word deur die inwoning van die Heilige Gees, jy tot wedergeboorte gebring word, dan is daar 'n verandering wat plaasvind in jou lewe, en die geregtigheid van God transformeer jou dan. Dit verander jou innerlik. Daar's verskeie kerkvaders, soos Augustinus ook, byvoorbeeld, wat dit ook beskou as 'n innerlike transformasie. En dit is interessant, dat Augustinus dit ook sê, want Augustinus is gewoonlik die kerkvader wat baie maklik deur protestante aangehaal word, omdat van die goed wat Augustinus sê, as jy dit net op die oog af lees, en veral as jy dit buite konteks vat, dan kan dit nogal lyk asof dit protestantse sake ondersteun. Veral byvoorbeeld Calviniste maak gebruik van Augustinus om sogenaamd hulle leer van 'n dubbele uitverkiesing, 'n dubbele predestinasie op te bou. En dis 'n verkeerde toedigting aan Augustinus natuurlik. Maar goed, dit is 'n verhaal vir 'n ander tyd waarby ek nog sal uitkom. Maar protestante gebruik graag Augustinus, maar hulle vat ook maar net waarvan hulle hou. En want dieselfde Augustinus wat deur Calviniste gebruik word om hulle leer van dubbele predestinasie op die tafel te plaas, daardie selfde Augustinus sê maar dat die geregtigheid van God bewerk 'n innerlike transformasie in mense. En dan verwerp hulle dit. Dan wil hulle dit nie aanvaar nie. Maar goed, dan is daar ook Irenaeus van Lyon. Hy is nou nog voor Augustinus, né? Augustinus is so by die 400s. Maar Irenaeus van Lyon is baie vroeg, 130 tot 202, so hy is nog voor Origenes. Hy is die vroegste kerkvader wat vir ons hieroor praat. Daar's 1 of 2 kerkvaders voor hom, soos Clemens ensovoorts, maar wat spesifiek oor hierdie saak praat, Irenaeus van Lyon. En hy beklemtoon die proses van verlossing. Die proses van verlossing, waardeur God die mens herstel en verander, sodat hy waarlik regverdig kan word. So dit is 'n proses, sê hy, waardeur God die mens verander, sodat hy waarlik regverdig kan word. Die idee van vergoddeliking, theosis, die deelname aan die goddelike natuur, dit beklemtoon Irenaeus alreeds. Belangrik, 'n verandering in die binnekant. Spesifiek in sy boek Against Heresies,
teen ketterye. Daar skryf hy in 5.9.1, ons word geregverdig nie net deur vergewing van sondes nie, maar deur 'n werklike deelagtigheid aan Christus, sodat ons van sondaars verander word in regverdiges. Want God gee nie net sy geregtigheid aan ons nie, maar werk dit binne in ons. Belangrik. Weereens, geregtigheid maak dat daar binne in jou iets verander, sodat jy kan groei in geregtigheid en in heiligheid. Belangrik ook, by Irenaeus is daar ook hierdie koppeling, die skakeling tussen heiligheid en geregtigheid. Iets wat deur die latere protestante verwerp is. En dis my so interessant, weer 'n keer net terloops, dit geld vir soveel van hierdie goeders, wat ek moes ontdek. Martin Luther en Johannes Calvin kom in die jaar rofweg 1517 kom hulle na Christus. En ewe skielik nou het hulle die waarheid. Die kerk voor hulle het tog nooit die waarheid gehad nie. Nie eers die kerkvaders nie, nie eers Irenaeus wat geleer het by die apostels nie, nie eers die mense wat by die apostels geleer het, daardie kerkvaders soos Clemens en Irenaeus en daardie mense nie. Hulle weet nie. Ek onthou dit so goed. Dis nou nie heeltemal oor hierdie onderwerp nie, maar ek onthou dit so goed, hoe maklik protestante sommer luk raak, en eintlik baie ernstig, die kerkvaders net afskiet. Selfs die Bybelskrywers self se denkraamwerk afskiet, met 'n kordaat uitspraak van, maar ons weet nou beter, dat die skrywers self het nie geweet wat hulle sê nie. Ek onthou ek was eendag op 'n synode gewees, waar daar spesifiek gepraat is oor die verstaan van ter helle neergedaal in die belydenisskrifte. Die term neergedaal het na die hel, of die frase neergedaal het na die hel, ter helle neergedaal. Hoe moet ons dit verstaan? En daar was voorstelle dat dit verander moet word na helse smarte gelei. En 'n groepie van ons het opgestaan en gesê, nee, maar jy kan dit nie doen nie, want daar's 'n denkraamwerk by die skrywers van die opstellers van die geloofsbelijdenis, maar ook die denkraamwerk van iemand soos in die brief Judas, wanneer hy praat oor die Jesus wat gegaan het aan die gees in die gevangenis ensovoorts. En ek onthou so goed dat die professor in dogmatiek het opgestaan en gesê, nee, ons hoef nie na hierdie mense te luister nie. Nie eers die skrywer het geweet wat hy skryf nie. Nie eers die skrywer van die brief Judas het geweet wat hy skryf nie. Hy het self nie verstaan wat hy skryf nie. Ek dog ons glo die Heilige Gees lei mense om iets te skrywe. So dit is so maklik protestante die vroeë kerk net afskryf. Want ek het al vir julle gesê, daar is nie 'n historiese bewussyn by protestante regtig nie. Goed, dan Cyprian van Karthago, 'n stad in Afrika, die Noord-Afrika, in die jaar 200 tot 258 leef hy. Daar ook kom hy, en Cyprian sê, dat die doop is die plek waar regverdigmaking begin, wanneer die sondaar in die huisgesin van God ingebring word. Baie interessant. Die doop is die plek waar regverdigmaking begin, wanneer die sondaar in die huis van God ingebring word. Hy skryf, niemand kan God se geregtigheid ontvang sonder om gewas en vernuwe te word nie, want dit is deur sy genade dat ons verander word van wat ons was, en ons begin nuwe mense word in Christus. Baie belangrik, né? Interessant hoe hy dit stel. Johannes Chrysostomos, in die jaar 347 tot die jaar 407, 'n beroemde prediker, 'n beroemde biskop in Konstantinopel, die verbondsdimensie. Hy het baie sterk die verbond beklemtoon, wanneer daar gepraat word oor geregtigheid van God, en hy het gesê, dat geregtigheid beteken om deel te word van die huisgesin van God. Jy word deel gemaak van die huisgesin van God. Hy sê byvoorbeeld op 'n kommentaar van Romeine 3 vers 24, dan sê hy, die geregtigheid van God beteken nie, dat hy eenvoudig 'n sondaar as regverdig verklaar, terwyl hy sondig bly nie, maar dat hy hom verander, en hom in Christus vernuwe, sodat hy werklik heilig kan word.
dis klink baie anderste as Luther, wat geglo het, jy's 'n mishoop wat bedek word met die bloed van Christus, en jy bly net 'n mishoop, maar die Here, as hy na jou kyk, dan sien hy net die bloed van Christus raak, maar in jou wese bly jy 'n mishoop. Dit klink heeltemal anders as Luther. En protestante trek het eenvoudig 'n streep deur Johannes Chrysostomos, asof ons nou ewe skielik van beter weet. Romeine 3 vers 24. Hierso staan, almal het trouwens gesondig, en die eer aan God ontbreek by hulle. En tog word hulle goedgunstig op grond van sy genade vrygespreek deur die bevryding in Christus Jesus. God het hom deur sy bloed daargestel as 'n versoeningsoffer, wat deur die geloof verkry word as bewys van sy geregtigheid. Goed. So, as 'n mens net hierdie versie so op sy eie vat, dan kan dit nou klink of te sê, ja, maar die Bybel sê Luther is nou eintlik reg. Maar nou weet ons ook, ons moet ook maar die Bybel in sy geheel lees. En die vroeë kerkvaders en die tradisie leer vir ons dat daar is 'n bepaalde manier van die verstaan van die skrif. En Johannes Chrysostomos lewer direk kommentaar op hierdie teksvers en dan sê hy, dit beteken nie dat jy maar net regverdig verklaar word nie. So is nie dat daar nie 'n verklaring is nie. Dis nie maar, ons, die Katolieke Kerk sê nie, daar is nie 'n verklaring nie. Maar ons sê nie, jy word regverdig verklaar en dan bly jy maar 'n sondaar nie. Alright? Dis belangrik, dis die verskil. Jy word nie net regverdig verklaar nie, jy word regverdig gemaak. Jy bly nie maar net 'n sondaar nie. Dis die verskil. Luther wil hê, dat al word jy vrygespreek, bly jy 'n sondaar. In die sin van, jy is hierdie mishoop. En dis regtig so. Hy skryf dit in van sy gesprekke en sy goeders. Jy is hierdie mishoop, vol sonde, daar's jy nou, en dan so sneeu, die mishoop sou bedek as daar nou klop sneeu val, en dan kan jy nie sien daar lê 'n mishoop nie, kom die bloed van Christus, en hy bedek jou nou, wanneer jy vrygespreek word, maar niks innerlik verander nie. Niks innerlik verander nie. Dis nie wat Katolieke sê nie. Ons sê jy word vrygespreek en vrygemaak en verander in jou binneste. En dis wat die kerkvaders sê. Dis wat Chrysostomos sê. Ambrosius van Milaan, hy sê, hy het 'n belangrike invloed gehad op Augustinus. Hy is 'n voorganger van Augustinus. En hy leer dat God se geregtigheid nie bloot net 'n eksterne toerekening is nie. Jy sien, dis weer nie soos Calvin nie, dis ook nie soos Luther nie. God se geregtigheid is nie maar net God reken iets aan jou toe nie, maar dit is 'n daad waardeur hy die mens innerlik verander en by Christus inlyf. God se geregtigheid is 'n daad waardeur jy verander word en by Christus ingelei word. Dis nie maar net 'n eksterne toerekening nie. En dis 'n aanhaling wanneer hy skrywe oor Jakob en sy geseënde lewe. Paragraaf 2.2.9. Die geregtigheid van God is dat hy ons van ons ou mens bevry en ons aanneem as sy kinders in Christus, sodat ons deel kry aan sy goddelike lewe en heiligheid. Weereens, hy koppel ook heiligheid en geregtigheid aan mekaar. Iets wat die protestante net nie wil aanvaar nie. Net sommer net die skeiding gebring het tussen die twee, terwyl die kerk het nog altyd op grond van die skrif as een gesien het. Dan kry ons ook Cyril van Alexandrië, nie Cyril van Jerusalem nie, maar Cyril van Alexandrië. Hy was een van die sterkste verdedigers van die idee dat regverdigmaking en geregtigheid nie net 'n forensiese toerekeningsdaad is nie, maar dat dit 'n werklike innerlike heiliging aan die gang sit. Forensies, 'n vryspraak, dit is die wet, jy word vrygespreek, dis net 'n verklaring, jy word net verklaar dat jy vry is. Hy sê nee, wag 'n bietjie, regverdigmaking en geregtigheid is nie maar net 'n vryspraak nie. Onthou, hulle sê nie dis nie dit nie, hulle sê net dis nie net dit nie. So, dit is 'n vryspraak, maar dit is baie meer as 'n vryspraak. Dis 'n werklike innerlike heiliging. Ook weer, hy koppel heiligheid en geregtigheid aan mekaar. Hy sê, in 'n kommentaar wat hy skrywe op Johannes 16 vers 8, God se geregtigheid word nie bloot op ons toegereken as 'n vreemde kleed nie,
maar word in ons gewerk deur die Heilige Gees, sodat ons ware seuns van God kan word. En hoe verskil dit nie nou van Luther nie, wat net gesê het, nee, die bloed bedek jou net so sneeu die mishoop bedek, juis die mishoop en die bloed van Christus bedek jou maar net. Cyril sê, nee, nee. Interessant is dat Alistair McGrath sê in sy boek Justitia Dei, dat hierdie spesifieke uitspraak van Cyril is later gebruik deur katholieke teoloë as 'n direkte argument teen Luther se idee van die vreemdheid van die geregtigheid waarmee ons net eenvoudig bedek word. Ja, so baie duidelik, Luther wyk af. Luther skep 'n nuwe teologie, net soos Calvin. Kom ons kyk, Johannes 16 vers 8. Johannes 16 vers 8. En wanneer hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. Van sonde, omdat hulle nie in my geglo het nie. Van geregtigheid, omdat ek na die Vader gaan en julle my nie meer sal sien nie. Van oordeel, omdat die heerser van hierdie wêreld reeds geoordeel is. Dis op hierdie teksverse wat Cyril praat dan van die feit dat geregtigheid nie net 'n forensiese vryspraak is nie, maar dat dit binnekant ons iets werk. Dan Gregory van Nyssa, baie belangrike kerkvader uit die Midde-Ooste uit, Gregory van Nyssa, die jaar 335 tot 395. Gregory was een van die belangrikste teoloë in die vroeë kerk, en hy was baie diepsinnig in terme oor sy denke van die drie-eenheid, ensovoorts, 'n verdediger van die drie-eenheid, die goddelike nature van Christus, en dan praat hy ook van geregtigheid as hierdie innerlike hernuwingsproses, waardeur ons deel kry aan God se geregtigheid. Nee, ons kry deel aan God se geregtigheid, baie interessant. In 'n aanhaling van 'n boek wat hy geskryf het, die geskrif wat hy geskryf het, sy naam is Oor die lewe van Moses, hy sê, in paragraaf 2.321, hy skryf, om geregverdig te word beteken om die ou mens agter te laat en in God se lig te wandel. Dit is nie bloot 'n verklaring nie, maar 'n reis van groei in heiligheid, waarin ons verander word na sy beeld. Sjoe, weer eens so anderste as wat Luther en Calvin en die protestante dan ook sê. Augustinus het hierdie begrip verdiep deur sy leer oor die genade, en hy beklemtoon die regverdigmakende proses, waardeur die sondige mens deur God se genade verander word, om uiteindelik ook waarlik regverdig te word. Baie interessant, baie interessant. Weereens, op hierdie stadium kan ons baie duidelik sien, hoe dat die kerkvaders grootliks verskil van Luther en Calvin, wat sê dat geregtigheid is bloot iets wat maar net toegereken word. Dis maar net, dit word net toegereken aan ons. Ons word net bedek daarmee. Ons word nie verander nie. En N.T. Wright, sowel as Alistair McGrath sê dat hier sien ons duidelik, as jy net die kerkvaders lees, hoe Luther en Calvin hulle rug draai op wat die kerk nog altyd gesê het. Dan kom ons ook by, wat sê die kerkvaders vir ons oor geregtigheid as deel van God se verlossingswerk? Geregtigheid as deel van God se verlossingswerk. Nou, ek dink is al reeds duidelik dat as ons net na die bietjie kerkvaders wat ons nou gekyk het, dat in terme van die verlossing, as God ons verlos, is die verlossing, is nie maar net iets wat aan my gegee word, dit word aan my gegee, maar is nie net dit nie. Dit word nie maar net aan my toegereken op grond van iets wat Christus gedoen het nie. Nee, die verlossing het ten doel om my binnekant myself te verander. Om my te verander. 'n Proses van heiligmaking en deugsaamheid, sodat daar 'n samewerking tussen my en God kan kom, tussen God se genade en ek en my verantwoordelikhede, wanneer ek herstel word
in my posisie van verantwoordelikheid as 'n priester van God. Dan is daar 'n samewerking tussen my en God, sodat ek nog kan verder groei in heiligheid en geregtigheid. Baie belangrik. Baie belangrik. Maar Luther se ommeswaai in hoe die kerk nog altyd die geregtigheid van God verstaan het gekom, soos ek al telkens gesê het, by hierdie Romeine 1 vers 17. Voorheen is die frase altyd verstaan in die sin van God se regverdige eis oor die mens. Né? God eis sekere dinge van die mens, 'n eis wat die mens nie kan nakom nie. Ja, die mens kan dit nie nakom nie, want die sondeval het plaasgevind, dat 'n breek gekom, die mens het gesterf, en Christus is nodig om ons weer te herstel in so 'n posisie. Maar Luther sê net nee, hy lê net die klem op die feit dat die mens is nie daartoe in staat nie. So hy stop met die verklaring van die vers voor nog die verlossingswerk van Christus regtig in jou lewe plaasvind. Later verstaan hy die geregtigheid waarmee God, en daarom verstaan hy later hierdie geregtigheid as iets waarmee God ons net bedek, en 'n regsverklaring. En dan kom hy met die uitspraak geloof alleen. Soos hierdie verskywing van hoe hy geregtigheid verstaan het, wat lei tot die uitspraak van geloof alleen. Dis hoekom ons nou in die vorige video's ook nie dadelik begin praat het oor geloof alleen nie, maar eers die paadjie moes stap om te sien hoe kom ons by geloof alleen uit. So, geregtigheid en regverdigheid word dan gesien as iets wat aan die sondaar toegereken word, en jy moet net glo. Jy glo net. Jy glo net dat jy bedek is. Dis al, jy moet nou glo dat jy bedek is. Daar's nie 'n glo in God, en omdat ek in hom glo in sy verlossing en totaliteit wat my in my binnekant verander, daarom werk ek nou saam met God nie. Dis nie dit nie, daar's niks dit nie. Dis 'n regstegniese toerekening wat nou plaasvind in soos 'n hofsaak. En N.T. Wright wys dit uit dat die protestantse reformatore het na die Bybel begin kyk, en Calvin was 'n regspersoon, hy was 'n regsgeleerde, hy het nie teologie geswat nie. Martin Luther het ook eers prokureur geswat voordat hy dominee geword het. So hulle kyk na wette en na die Bybel en na verlossing vanuit 'n westerse regsperspektief, van 'n hofsaal wat geskei is van die tempel, 'n hofsaal wat geskei is van die kerk, terwyl die regspleging in die Bybel, in die Ou Testament en vir die kerk altyd plaasgevind het vanuit die tempel, waar die offers te gelykertyd is, waar die genade en die vergifnis te gelykertyd is. Maar die reformatore haal die geregtigheid van God weg uit sy konteks. Hulle lees dit deur die bril van 'n westerse regsperspektief, en dan sê hulle, o nee, God verklaar jou net regverdig. Daar's geen verandering in jou binneste nie. En dit bring 'n groot skeiding, nie net in die Katolieke kerk teenoor die protestante nie, maar dit maak dat protestante noodwendig nou 'n skeiding moet bring tussen regverdigmaking en heiligmaking. Dis nou belangrik. Die konsekwensies van hierdie toerekening, dat daar niks in jou verander nie, lei tot 'n skeiding wat gebring moet word. So, nie net verander die protestante die begrip regverdigheid nie, hulle breek ook die tradisionele koneksie wat die Bybel self stel tussen heiligheid en geregtigheid. Hulle breek dit. In die Katolieke tradisie was regverdigmaking en heiligmaking twee kante van dieselfde munt. Ons kry dit in Levitikus 19, ons kry dit reg deur die Bybel, ons kry dit ook in Lukas 1, die lofsang van Sagaria, maar by Luther en Calvin is regverdigmaking 'n eenmalige regterlike handeling waar jy net bedek word. So regverdigmaking is net een keer. Hy sê, God sê, ek verklaar jou regverdig, en al wat jy doen is net, ek glo dit, ek aanvaar dit, ek glo dit nou. Maar heiligmaking is vir hulle nou 'n aparte proses waar jy wel nou kan groei. So daar by party protestante is daar wat heiligmaking betref 'n bepaalde groei wat kan plaasvind. Maar dit het niks te doen met geregtigheid nie. Dit het niks te doen met verlossing nie. Want jy is net bedek en jy moet dit net glo. Ook
As gevolg van net hierdie bedekkingsteologie, as jy mens dit nou so kan noem, hierdie bedekkingsteologie, en as gevolg van die breek wat protestante maak tussen regverdigmaking en heiligmaking, moet daar 'n konsekwente verwerping wees van die sakramentele wêreldbeskouing en die ekonomie van verlossing. En dis waarom ek, wat 'n protestant was, vir julle kan sê, protestante het nie 'n ekonomie van verlossing nie. Hulle het nie 'n sakramentele wêreldbeeld nie. Inteendeel, die sakramentele wêreldbeeld is iets wat verwerp word deur die meeste protestante. Hier en daar is dalk persone wat besig is om hulle mening te verander op grond van die nuwe benadering tot Paulus en die hoogkerklike bewegings wat jy kry in die Presbyteriaanse kerk en die NG Kerk ensovoorts. Maar die sakramentele wêreldbeskouing is iets wat nog altyd deur die protestante eintlik een kant toe gestoot is. Hoekom? Want as gevolg van die skeiding tussen regverdigmaking en heiligmaking en as gevolg van die feit dat hierdie bedekkingsteologie, dat daar's nie 'n innerlike verandering wat by my plaasvind nie, ensovoorts. So, die Katolieke Kerk het die regverdigmaking as 'n proses beskou waarin God se genade deur die kerk werk, deur die sakramente werk, en dat ons groei in hierdie genade, en dat ons dan as priesters van die Here die totale skepping oplig vanuit sy stoffelike sonde uit, en met medewerking met God inbring in die heerlikheid van God in. 'n Sakramentele teologie, 'n sakramentele wêreldbeskouing, en daarom dat die stoffelike is nie per definisie boos nie, God werk ook deur die stoffelike. Daarom het hy 'n menslike liggaam aangeneem in Christus. Dit was nie 'n skynliggaam nie, want die stoffelike is nie sommer net boos nie. Maar die hervormers verwerp dit. Hulle sê nee, al wat nodig is geloof alleen vir hierdie regverdigmaking. Ek moet net glo, ek is bedek. Ek moet net glo ek is bedek. Ek het niks anders nodig nie. Ek het nie die kerk nodig nie. Ek het nie sakramente nodig nie. Ek het nie nodig om nou die hele wêreld in te bring en saam met God te werk om die bome in te bring na verlossing toe en die voëls in te bring na verlossing toe ensovoorts nie. En die konsekwensies vandag is dat ons dink ons kan die wêreld maar net besoedel met ons papiere en ons gemors. Ons hoef nie te bekommerd te wees nie. Ons hoef nie te praat oor natuurbewaring nie. Die verwerping van die sakramentele wêreldbeskouing. Ook as gevolg van die feit dat die reformatore nie wou aanvaar dat regverdigheid gaan oor 'n verandering in die innerlike nie, het daar ook 'n verandering gekom oor hoe dat daar gekyk is na die mens, die antropologie van verlossing. Daar het nou 'n verandering gekom in die antropologie van verlossing. Dan word die mensbeskouing binne verlossing. Die vroeë kerk het nog altyd op grond van die Bybel, die kerk tot en met die reformatie, het nog altyd gesê dat die mens aktief met God se genade saamwerk binne die konsep van die ekonomie van verlossing, né? Want ons word herstel in die posisie van verantwoordelikheid waartoe God ons in die eerste plek gemaak het. Nee, Luther en Calvin sê nee, die mens is passief. Die mens is passief in hierdie hele, daar is nie nommer 1 ekonomie van verlossing nie. So die mens moet nou maar net passief wees in sy eie verlossing. Goed, ons kan niks bydra tot ons eie verlossing nie. Nou goed, as Katolieke sê ons ook, die eerste tree wat gegee word gegee deur God. Ons kan nie ons eie verlossing bewerkstellig nie. Ons kan nie dit wat dood is self lewendig maak nie. Ons het nodig dat God in ons inkom, ons lewendig maak, herskep, nuut maak. Ons kan niks verander nie. Ons kan nie ons redding verdien nie. Die feit dat ons in die huisgesin van God ingebring word, kan ons nie verdien nie. Maar wanneer ons in die huisgesin van God ingebring is, en wanneer ek innerlik herstel word tot 'n posisie van verantwoordelikheid, het priester van die Here, kind van die Here, en ek geheilig is deur sy genade, net dan, weens die skakeling tussen my en God, omdat ek nou deel in sy goddelike natuur, nou kan ek saam met God werk aan die ekonomie van verlossing, wat nie maar sommer net oor myself ook gaan nie, maar oor die res van die skepping wat ook in sonde lê.
en dit wel op myself van toepassing sou kon wees wanneer ek struikel en val en die Here weer na my toe kom en ek daarop reageer. Maar by Calvin en by Luther is die mens net hierdie passiewe iemand, daar's geen groei wat regtig plaasvind nie. Terwyl Katolieke werk het met 'n groei, dis nie 'n selfredding as sulks nie, dit is eerder 'n groei in God in, 'n groei in God in deur 'n samewerking met God. 'n groei in verlossing, soos dit so kan stel. Nou, daar het nou 'n radikale breuk ontstaan tussen hierdie beskouings van die reformatore en dan ook die Katolieke Kerk. En dit is iets wat nou nie net McGrath sê nie, maar wat N.T. Wright ook baie duidelik vir ons uitwys. Hy sê dat die kerk het eintlik nog altyd gestaan by wat die Bybel leer, naamlik dat geregtigheid gaan onder andere oor God se verbondstrou. Geregtigheid gaan oor 'n inlywing in die huisgesin van God in die verbondsvolk in. En dat Paulus daarom nie as sulk sommer maar net praat oor die individuele sondaar en sy regstatus nie, maar dat hy praat oor hoe mense deel word van die familie van God. En dit maak 'n verskil. Want ons verdien nie om deel te word van die familie van God nie. En op grond daarvan ook, ons verdien nie, weet, hierdie goed is so, dit mag tegnies klink, maar dit het verrykende gevolge. Regverdigmaking is nie maar net bloot 'n regterlike verklaring nie, maar 'n bevestiging van lidmaatskap in die volk van God. Dit is nie iets wat net van buite af op jou gelê word nie, maar jy begin werklik deelneem aan die huisgesin van God, aan die werksaamhede van dit wat die huisgesin van God doen. Dis wat N.T. Wright sê, Paulus sê, en wat die kerk dan nog altyd gesê het. Okay? So dis belangrik. So, die reformatore bring dan inderdaad, ook die protestantse reformatore, bring inderdaad nou ook 'n skeiding tussen die verbond en regverdigmaking. Die verbondsvolk en regverdigmaking. En dis so jammer. Weet, en daarom is ons as Katolieke en Protestante vandag met mekaar praat oor geloof alleen, moet ons op ander plekke begin praat. Want die skeiding en die verandering in definisies van woorde het veel vroeër begin plaasvind nog voor die uitspraak geloof alleen gemaak is. Goed, belangrik, die woord wat gebruik word vir geregtigheid in die Nuwe Testament, die kai ouseine. Wright wys vir ons baie mooi daarop, dat hierdie term gaan nie maar net oor 'n skuldverplasing nie. My skuld word op Christus geplaas nie. Want dis wat Luther hulle gesê het. Dis nie maar net my skuld word op Christus geplaas nie, dit is ook dit. Maar vir Paulus en die hele Bybel gaan dit, ek word deel van God se verbondsvolk. Daar's 'n transformasie wat plaasvind. En Luther wou nie 'n transformasie hê nie. Calvin wou nie 'n transformasie hê nie. Dit gaan net vir hulle oor 'n toerekening. Is interessant dat op grond van N.T. Wright en op grond van Alistair McGrath en 'n klomp ander van die moderne teoloë, protestantse teoloë wat ten minste erken die verandering in definisies, kan geargumenteer word dat Luther en Calvin nie maar net Paulus se teologie misverstaan het nie, maar dat hulle eintlik Paulus vervals het. En dit klink verskriklik, maar dit is wat gebeur het. Want ewe skielik is 'n westerse regsmodel ingedruk wanneer Paulus praat oor verlossing. Want beide Luther en Calvin het regte geswat. Luther het eers regte geswat voordat hy teologie gaan swat het. Calvin het nooit teologie geswat nie. Hy was net 'n regskundige. En dis belangrik om hierdie goeders in ag te neem. Nou goed. Vir die Katolieke Kerk, selfs McGrath, selfs
N.T. Wright ensovoorts, erken en sê dan, dat die Katolieke Kerk soos wat sy vandag leer, getrou is aan wat sy nog altyd geleer het en wat die vroeë kerk geleer het. Naamlik dat die Justitia Dei, naamlik dat die geregtigheid van God, is iets wat deurgaans verwys na God se trou, sy verlossende en heiligmakende werk, en dis belangrik, verlossende en heiligmakende werk. Dat dit nie maar net 'n hofuitspraak is nie, dat dit nie maar net 'n juridiese status is wat aan jou gegee word deur 'n hof nie, maar dat dit 'n transformerende werklikheid is. Die Katolieke Kerk in aansluiting met die kerkvaders verstaan geregtigheid nie as 'n blote eksterne toerekening nie, maar as 'n innerlike deelname aan God se genade wat die mens werklik verander. So dis uiteindelik die verskil, en dis belangrik, hier het ek dit nou al geteken. Dis nie 'n verskil tussen geloof alleen en geloof plus werke nie. Nee, dis die vals voorstelling. So ek wil dit baie duidelik hierso stel. Dis nie dit nie. Pas op vir hierdie protestantse strooipoppe van geloof alleen versus werke. Dit pas op hierso voor. Dis nie dit nie. Die Katolieke Kerk, dis 'n vals voorstelling. Dit gaan oor toerekening, dit gaan oor bloot eenvoudig net 'n toerekening, 'n verklaring versus 'n daadwerklike verandering, 'n innerlike verandering. Bedek, kan ons ook sê, bedek teenoor nuut maak. Dis wat Katolieke sê. 'n Innerlike verandering, 'n nuut maak, wat dit nou moontlik maak vir my om te kan doen wat God van my vra. Om nou die geregtigheid wat God van my eis uit te leef. Om die heiligheid wat God van my vra uit te leef. Dis waaroor dit gaan. Dis dit wat ontken word deur protestante. Dis nie as sulks werke nie. Dis ook nie as sulks mooi geloof alleen nie. Nee, dit gaan oor protestante glo nie dat God se genade jou daadwerklik innerlik verander en nuut maak en laat deel kry aan die goddelike natuur nie. Dis die verskil tussen protestantisme en Katolieke en die ortodokse kerk. Dis belangrik. Vir ons as Katolieke is geregtigheid iets wat net bewerk kan word weens die sondeval in en deur Jesus Christus. Jesus Christus se versoeningswerk wat buite tyd en ruimte is en toegereken word, geld gegee word vir, bewerkstellig vir almal deur tyd en ruimte heen. Onthou nou, ek het die woord toereken gebruik, maar dis nie al wat ek gebruik nie. Christus se verlossingswerk is geldig, beïnvloed, verander alles, want hy is buite tyd en ruimte. So geregtigheid vir almal en alles, geregtigheid kom net deur Jesus Christus, wat dit in ons werk. Belangrik, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al die dinge sal vir julle bygevoeg word. Want in die evangelie word die geregtigheid van God geopenbaar. Dis belangrik, die geregtigheid van God in die evangelie. Wat wys die evangelie? God word mens, hy vat die stof wat dood is, hy tel dit op, verheerlik dit. Hy wil in 'n verhouding met hierdie stof staan, daarom dat hy 'n menslike liggaam het. Dis nie 'n skynliggaam nie. Ons is nie dooseetiste nie. Stof is ook nie boos nie. Dis iets neutraals, dit seer gekry deur die sonde. Dis onder die invloed van die sonde, ja. Maar God tel dit op en wil dit verlos en hy doen dit inderdaad in Jesus Christus. En hy herstel dit in 'n toestand van goed wees. Geregtigheid is 'n deelname aan God in Christus met hierdie innerlike transformasie. Belangrik. Hy wat geen sonde het nie,
Ekskuus, hy wat geen sonde geken het nie, hy is vir ons sonde gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. Dis wat 2 Korintiërs 5 vers 21 sê. Ek wil net hierdie vertaling wat ek hier het, is 'n ander vertaling as die een wat ek wil net kyk hoe sê die 2020 vertaling dit. 2 Korintiërs 5 vers 21. Vanaf vers 17 wil ek lees. Daarom, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepping. Hy is nie maar net bedek met die bloed van Christus nie, hy is 'n nuwe skepping. Maar wanneer? Wanneer hy in Christus is. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, hulle het nuut geword. En dit alles kom van God af. So dis nie maar net ons verdien dit nie. Katolieke sê nie, ek het dit nou my eie gemaak, ek het dit nou verdien deur 'n ou tannie oor die straat te help en die skottelgoed te was en om nou vandag nie te jok nie en om nou nooit moord te pleeg nie. So nou verdien ek dit nie. Dis nie wat Katolieke sê nie. Nee. Dit kom alles van God af, wat ons deur Christus met homself versoen het en aan ons die bediening van die versoening gegee het. Kyk al, hy herstel ons in ons verantwoordelikhede as 'n priester. Hy herstel ons, daar staan dit, en aan ons die bediening van die versoening gegee het. Hy versoen onsself met hom, hy herstel ons in hierdie proses, hy herstel ons in 'n posisie van verantwoordelikheid. Hy vat nie ons verantwoordelikhede nou weg nie, want 'n mens sou kon redeneer en sê dat op grond van die protestantse manier van dink, het God nou ons verantwoordelikhede weggevat. Ons het nou geen verantwoordelikhede meer nie, ons kan nou lekker agteroor sit en passief wees, en soos die hypergrace mense, die hypergenade mense, en ek weet, nie alle protestante sê dit wat ek nou sê nie, maar ons kan nou heerlik agteroor sit, en doen wat ons wil, want net nou werk ons vir ons verlossing, en dit kan ons mos nou nie doen nie. So, nou hoef ons doen nou niks nie. En baie goeie gereformeerdes het hierdie houding. Ons doen nou absoluut niks, die passiewe, ek hoef nou niks te doen nie. Ek word nie herstel in 'n verantwoordelikheidsposisie nie. Want dis nie wat die Bybel ons leer nie. As jy innerlik nuut gemaak word jy in 'n verantwoordelikheidsposisie gegee, as God homself met jou versoen het, hy het aan ons die bediening van die versoening gegee. Dit bestaan daarin, dat God in Christus die wêreld met homself versoen het, deur hulle nie hulle oortredings toe te reken nie, en hy het aan ons die boodskap van versoening toevertrou. Ons tree dan op as gesante ter wille van Christus, asof God self deur ons 'n beroep op julle doen. Ons pleit by julle om Christus ontwil, laat julle met God versoen. Hy wat nie sonde geken het nie, hom het God ter wille van ons sonde gemaak, sodat ons in hom voor God geregverdig kan word. En dan sê protestante dat regverdigmaking is nie iets wat hier binnekant gedoen word nie. En hierso staan dit, in Christus, deur Christus, voor God regverdig kan word. En is duidelik nie maar net 'n bedekking nie, dis nie maar net 'n bedekking nie, dis iets wat innerlik hier binnekant gemaak word, want hy begin in vers 17 mos deur te sê 'n nuwe skepping. 'n nuwe skepping. 'n nuwe skepping. Baie belangrik. Diegene wat hy voorheen geken het, het hy ook bestem om gelykvormig te wees aan die beeld van God. Romeine 8 vers 29. 'n transformasieproses om gelykvormig te word aan die beeld van God. 'n transformasieproses. Baie belangrik. Dan die konsilie van Trent, wat 'n antwoord moes bied op die chaos wat deur die protestantse reformatie geskep is, kom dan en sê vir ons in hulle notules, wanneer hulle praat oor hulle dekreet op regverdigmaking in hoofstuk 7 van die handelinge van die konsilie van Trent, dan sê die konsilie van Trent vir ons dat regverdigmaking is nie net die vergifnis van sondes nie, maar ook die heiligmaking en vernuwing van die innerlike mens. En dit is basies 'n aanhaling van die kerkvaders wat ek reg aan die begin gelees het. Ook
Daarom sê die katekismus van die Katolieke Kerk in paragraaf 199, die geregtigheid van God word nie maar net aan ons toegereken nie, maar word deur die Heilige Gees in ons uitgestort. Hoe mooi is dit nie? En dit sluit direk aan by wat die kerkvaders aan die begin sê. So, wie het afgewyk? Wel, protestante sal sê, ja, ons het afgewyk, want ons weet nou beter. Ons weet nou beter, as wat die kerkvaders nog altyd geweet het. Ons hoef net die Bybel alleen te hê, o ja, en my reg om self te interpreteer. En dan kan ek die evangelie buig soos wat dit my pas, en ek, my Bybel, onder 'n bloekomboom op die golfbaan, ons kan nou sê en doen wat ons wil, en niemand mag ons in ons gewete bind nie, want ons het die reg op private beoordeling, ek is nou kerk, ek het julle nie nodig nie. Dit klink kraas, maar dit is 'n tipiese protestantse denkraamwerk, en dis die denkraamwerk waarbinne ek geleef het, en wat 'n mens maar net as vanselfsprekend aanvaar het, totdat ek begin ontdek het hoe Luther en Calvin hulle eie evangelie geskep het, deur die definisies van woorde te verander. Deur die doop word ons wedergebore en regverdig gemaak. Ons word kinders van God en erfgename van die hemel. Paragraaf 1997 van die katekismus van die Katolieke Kerk. Baie belangrik, die Katolieke Kerk vandag, in die spore van die konsilie van Trent, in die spore van die vroeë Christelike kerk, wat die kerk nog altyd gesê het, leer dat geregtigheid is 'n transformasieproses wat jou in jou binnekant verander. Wat jou in jou binnekant verander. Dis baie belangrik. Daarom, as ons dan nou praat oor geloof, dan kan ons sê dat die Katolieke Kerk saam met die kerkvaders verstaan geloof as meer as maar net 'n vertroue. Dis nie maar net dat ek aanvaar ek is bedek nie. Ek aanvaar nou ek in die kop ek is nou bedek nie. Ek doen want ek is innerlik verander. Geloof is meer as net 'n vertroue. Dit is 'n lewende geloof wat deur liefde en genade tot regverdigmaking en heiligmaking lei. Nie 'n dooie word lewendig in daardie sin nie. Maar die groei in regverdigmaking en heiligmaking. Die saamwerk met God soos wat ek groei. Soos wat ek my verantwoordelikhede nakom wat God vir my gegee het, is daar 'n toename in regverdigmaking en heiligheid. En is hiervan ook wat die protestantse hervormers afgewyk het, deur ewe skielik geloof net te sien as hierdie kliniese aanvaar, en as ek aanvaar, Jesus het aan die kruis gesterwe, vir my, dan word ek nou regverdig, niks innerlik verander nie. Vir Katolieke is daar 'n koneksie tussen ons geloof en 'n innerlike verandering wat plaasvind in my binneste, sodat ek nou 'n geloof kan hê wat deur die liefde werk. 'n Geloof kan hê wat nie sonder werke dood is nie. Maar protestante het dit afgesny en gesê, nee. Ons wil dit nie so hê nie. Die kerkvaders en die Katolieke tradisie het geloof nog van die begin af beskou as iets wat hand aan hand, inderdaad, God gee dit vir ons as 'n geskenk. Efesiërs sê dit, dis deel van die regverdigmakende proses. Maar omdat dit 'n proses is, daarom is daar ook aksies betrokke by die geloof. Die Katolieke Kerk het gesê, geloof is die begin van regverdigmaking. Geloof is die begin van regverdigmaking, maar dit is nie die enigste faktor nie. Dit moet gepaard gaan met genade, hoop en liefde. Geloof wat deur die liefde werk. Geloof is die begin van geregtigheid, maar is nie die einde nie. Geloof is die begin van geregtigheid, maar is nie die einde nie. Geloof is my reaksie op God se aksie, maar is ook veel meer as dit. Dit is op die ouende ook baie meer as dit. Geloof alleen is nie genoeg nie. Geloof sonder dade is dood, sê Jakobus. En 1 Korintiërs 13 vers 13 sê, en nou bly geloof, hoop en liefde, maar die grootste is liefde. Liefde. Ek gaan begin afsluit deur weer bietjie net te verwys na van die kerkvaders. Weer 'n keer.
belangrik ook is dat geloof is ook nie maar net vertroue nie, in die teoretiese sin nie, maar dit is 'n lewe met God saam. Dis belangrik, dis 'n kennis en 'n vertroue en 'n doen. Daarom het ek gesê, al vir julle, Abraham, toe God vir hom sê, weet jy, ek gaan jou 'n groot nasie maak, trek vir my na Kanaan toe, ek gaan julle 'n groot nasie maak, ek gaan die land aan jou gee. Hy het nie daarin ingesit en op sy lekker lazy boy gaan sit en gesê, passief is ek nou, ek is nou bedek met 'n belofte, ek sit nou passief op my lazy boy, ja Here, ek glo dit nou, u gaan my die land Kanaan gee, sit ek nou nie. Nee, hy het nie hierdie tipe protestantse geloof gehad nie, hy het opgespring, hy het gesê, ja Here, ek glo, daarom in gehoorsaamheid, trek ek nou na Kanaan toe. Daarom kry ons in die Bybel, dat die teenoorgestelde van geloof is ongehoorsaamheid. Die teenoorgestelde van geloof is nie ongeloof nie, die teenoorgestelde van geloof is ongehoorsaamheid. Augustinus sê, geloof sonder liefde red niemand nie, want selfs die duiwels glo, maar hulle is nie regverdig nie. En hy sê dit in sy geskrif, De Fidei et Operibus, paragraaf 14. Hy sê ook, wanneer God regverdig maak, is dit nie net deur 'n regsverklaring nie, maar deur ons harte te genees en liefde in ons uit te stort. En hy sê dit op sy kommentaar op die Psalms, in paragraaf 67.1. Augustinus se hele punt is dat geloof begin by regverdigmaking, maar slegs deur liefde en genade bring dit volkome geregtigheid na vore. En liefde is aksie. Liefde is aksie, dis nie 'n passiewe emosie nie, dis 'n aksie. Irenaeus van Lyon sê weer, nie net deur geloof word ons gered nie, maar deur 'n deelname aan Christus en deur die Gees wat ons transformeer. Baie belangrik, baie belangrik. Die Katolieke Kerk sluit hierby aan dit wat Romeine ook vir ons sê. Interessant, dat dieselfde Romeine wat Luther wil gebruik om te sê die regverdige lewe deur die geloof, net in die volgende hoofstuk, in vers 13 van hoofstuk 2, want dit is nie die wat die wet hoor wat regverdig is voor God nie, maar die wat die wet doen wat geregverdig sal word. So van watter wet praat Paulus nou, as protestante sê dat Paulus sê, dat die wet maak dood, die wet maak dood en ons het nou nie meer die wet nodig nie. Die wet kan nie red nie. Maar hier sê Paulus die wet kan regverdigheid bring. So waarvan praat Paulus hier? En daarby sal ons nog kom as ons praat oor werke van die wet. Maar weer eens Levitikus 19 wat praat oor die wet as iets wat nuwe lewe bring. Psalm 5. Ook werk julle eie heil uit met vrees en bewing, want dit is God wat in julle werk om te wil, sowel as om te werk na sy welbehae. Filippense 2, vers 12 tot 13. Die proses, 'n proses van geloof, werke, liefde en genade. Dis baie belangrik. Dis wat Katolieke glo. Dis nie sommer net ons glo in werke nie. Dis nonsens. Dit is nie so nie. Dit is nie so nie. Goed. Ons sien dan hoe dat die protestantse hervormers afwyk van wat die kerk nog altyd gesê het. En dan kom hulle met hierdie slagspreuk geloof alleen. En hoor nou 'n bietjie hierso. Hoor nou 'n bietjie wat sê Luther nou teenoor die kerkvaders. Hy sê, onthou nou, hy het hierdie forensiese regverdigmaking, né, die hofuitspraak gedagte. Jy word net verklaar, soos in die regter aan die einde van 'n hofsaak wat sy hamertjie tik en toef en sê, nee, ek spreek jou vry en daar gat jy. 'n Forensiese regverdigmaking. Die geregtigheid van 'n Christen is nie sy eie nie, maar 'n vreemde geregtigheid. Dit is Christus sinne wat aan hom toegereken word. Die sondaar bly 'n sondaar, maar word deur geloof geregverdig deurdat Christus se geregtigheid as 'n kleed oor hom gegooi word. Dis wat Luther sê. Daar's nie 'n innerlike verandering nie. Ja, ons sê geregtigheid kom in die eerste plek van buite af, van God af, in my in en verander my.
Dis nie net hy bedek my nie, dit neem besit van my, verander my, deurdrenk my, want verlossing laat my deel kry aan die goddelike natuur, en dis iets wat protestante nie het nie. Calvin, hy sê, regverdigmaking is 'n eensydige toerekening van Christus se geregtigheid aan ons, sonder enige werk van ons kant af. En dit klink so mooi, asof Katolieke nou weer eens werkbehep is, maar dit wyk af van wat die kerk nog altyd geleer het en bots lynreg met die kerkvaders. Dit maak dat vandag, as ons nou terugkyk en ons som alles op, dan sou ons kon sê dat binne 'n protestantse denkraamwerk, werk jy nie net met hierdie hofsaal nie, westerse wetsterme en wetsterminologie nie, maar geloof word as ware nou 'n regterlike transaksie. Dis wat by protestante gebeur. Ek gee geloof en Christus bedek my, of Christus bedek my en ek gee geloof. Dis hierdie regterlike transaksie eerder as 'n innerlike verandering en transformasie. So protestantse werk met 'n transaksie, lekker ekonomies, 'n ekonomie van, nou bedoel ek dit nie in die sin van 'n ekonomie van verlossing nie, maar 'n ekonomie van, jy gee my iets, ek gee jou iets. Lekker kapitalisme. En dis geen wonder dat vanuit protestantisme het kapitalisme ook ontwikkel in sy lelike vorm, wat alles wil uitbuit nie. Maar as hierdie handelstransaksie, ewe skielik word verlossing 'n handelstransaksie. Geloof is hierdie handelstransaksie tussen my en God. 'n handelstransaksie tussen my en God. By Katolieke is dit 'n lewenswyse van 'n innerlike transformasie. Die tweede ene, protestante ontken die menslike samewerking met genade. Nou, Katolieke sê dat God wat na my toe die genade bring, sodat ek in 'n staat van verlossing geplaas kan word. Daardie genade kan ons nie verdien nie. God gee dit sonder dat ons dit verdien, sonder dat ons daarvoor enigstens iets kan doen. Maar nou stop protestante net daar. Katolieke, dis wat ek bedoel het, deur ook in 'n vorige video te verwys, dat protestante wil my verantwoordelikhede skiep en verbygaan, direk na 'n nuwe hemel, nuwe aarde toe. Maar ons sê, God se genade, sonder dat ek dit verdien, plaas my in 'n staat, in 'n toestand van Eden binne myself, en nou saam met God se genade werk ek in en deur geloof, en ek groei in geregtigheid, heiligheid, verlossing. By protestante bly geloof 'n blote teoretiese vertroue, sonder dat dit noodwendig 'n lewe van liefde en heiligheid insluit. Daar's nie, vertroue is net hierdie teoretiese iets, vertroue is nie 'n aksie by protestante nie. By Katolieke is vertroue en daarom geloof 'n aksie. En hierin wys nie net Alistair McGrath nie, ook N.T. Wright en talle ander, vir ons hoe dat die protestante afgewyk het van wat die kerk nog altyd geleer het. Die konsilie van Trent sê egter vir ons, dat as iemand sê, dat die sondaar deur geloof alleen geregverdig word, sonder dat daar enige samewerking met genade plaasvind, laat hom vervloek wees. Hoekom? Hoekom hierdie kras woorde? Want dit gaan daaroor dat geloof is nie vir ons 'n handelstransaksie nie. Dit gaan daaroor dat die reformatore van die protestante ontken die innerlike verandering wat God se geregtigheid by ons bring. En daarom ontken hulle dat die mens in staat daartoe gestel word om saam met God te kan werk. So dit is wat agter hierdie krasuitspraak is van Trent. Dan lees ons verder. Regverdigmaking is nie net die vergifnis van sondes ook nie, maar die heiligmaking en vernuwing van 'n innerlike mens. Daarom, geloof, indien dit nie deur die liefde werk nie, is dit nie 'n geloof wat regverdig kan maak nie. En daar haal Trent dan vir Jakobus 2 vers 17 aan. Goed, hier het ek nou vir julle 'n algemene oorsig gegee oor wat die kerkvaders gesê het,
wat die Katolieke Kerk nog altyd gesê het, en hoe dat die protestante, Luther en Calvin in besonder, afgewyk het dan ook van dit. Vinnig, voor ons afsluit, ek noem net 'n paar ekstra skrywers, wat julle dalk kan na gaan kyk, mense wat deel vorm van die sogenaamde nuwe perspektief op Paulus, wat saam met N.T. Wright en Alistair McGrath dan vir ons wys hoe dat die reformatie 'n nuwe godsdiens geskep het. Die protestantse reformatie het 'n nuwe godsdiens geskep. Dit was nie regtig 'n hervorming nie, dit was nie regtig 'n reformatie nie, dit was 'n nuwe godsdiens wat geskep is. Julle kan die boeke lees, of die skrywers lees van James D.G. Dunn. James D.G. Dunn. D-U-N-N. James D.G. Dunn. Dan is daar Richard B. Hayes. Richard B. Hayes. Dan is daar Douglas A. Campbell. Douglas A. Campbell. Dan is daar Michael F. Bird. Michael F. Bird. Scott McKnight. Scott McKnight. Chris van Langdingen. Chris van Langdingham. Chris van Langdingham. Sy boek Judgment and Justification in Early Judaism and the Apostle Paul. En dan is daar Terence L. Donaldson. Terence L. Donaldson. Dit is so 'n klompie van die bronne waarna jy kan gaan kyk ook. Ek sal die name op 'n skyfie agter hierdie video sit, as jy nou nie mooi kon byhou wat ek gesê het nie. Baie dankie dat julle saam geluister het. Mag julle 'n mooi dag hê. Volgende keer sal ons bietjie stil staan by die hele konsep van die geloof spesifiek, wat hand aan hand loop dan met wat is die werke van die wet? Wat is die werke van die wet? Want ons veral in Galasiërs daarvan lees. Dankie dat julle saam geluister het.